Prys die Here. Daar sê, het julle almal 'n geseënde week gehad. Amen. Ja, dit was 'n heerlike week. Ons voel die winter is besig om op te kruip op ons. Maar prys die Here, dis ook goed. Ek is net bly, alhoewel ek baie bly is vir die reën, is ek baie bly die son in die laaste 3 dae geskyn ook. En ek hoor al die boere val vas met hulle bakkies in hulle lande, so dis nat. En ek staan vanoggend hier buite en ek kyk en lyk dit of dit gisteraand moes gereën het, soveel modder lê hier nog so. Maar die Here het ons regtig geseën met die reën. En ja, ons het die Here gevra vir reën. Amen. En die Here het geantwoord, het vir ons baie reën gegee. En ek dink ons moet net die Here dankie sê. Sê Here dankie. Dankie vir die reën. Dankie dat jy die reën gestuur het. En dis vir ons so 'n wonderlike voorreg om te weet die Here antwoord gebed. Die Here sorg vir sy kinders. Die Here is daar vir ons. En goeiemôre Klaradyn. So lekker om jou te sien. Prys die Here. Ja, sy. So ons is dankbaar en ons sê net vanoggend vir die Here dankie. Dankie dat hy ons gehoor het. Dankie dat hy ons geseën het met hierdie wonderlike reën wat ons gehad het. En ek hoop julle boere is almal bly met die reën. Prys die Here. Nou ja, kom ons gaan saam bid. Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, die koning van die konings, Here. Dis in hierdie naam wat ons vanmôre kom en ons sê, Here, ons is lief vir U, Here. Ons wil U eer gee vanmôre. Vader, ons wil uit ons harte, uit ons dank aan U betuig, Here, en sê, Here, dankie vir U grootheid, dankie vir U liefde, Here. Dankie dat U die antwoorder van gebed is, Here. Dankie dat toe ons gevra het, Here, vir die stuur vir ons die reën, Here, het U vir ons die reën gestuur, Here. Vader, dankie dat U nog in beheer is, Here. Dankie dat U vanmôre God op die troon is, Here. Vader, dankie dat daar niks in hierdie wêreld gebeur. Niks gebeur sonder dat U dit reeds geweet het, Here. Niks kry U met 'n surprise, nie, Here. You know about it all. You know about everything, God. Vader, U ken ons, U deurgrond ons, Here. Vader, U sê, U het ons geken nog voor ons in ons moederskoot geformeer was, Here. U woord sê dat U het ons by die naam geroep, Here. Vader, U ken ons sit en U ken ons opstaan, Here. U ken ons gaan lê, Here. U ken ons deur en deur. Daar is tog vanmôre niks wat ons vir U kan wegsteek nie. U ken ons gedagtes al van ver af, Here. But Father, our desire this morning is just to be with You. Our desire is after You. Our desire is for more of You, Lord. Dis hoekom ons vanmôre ook hier by mekaar is, Here. Because our hearts have a longing and a desire for more of You. Vir meer van U, Here. Kan nie genoeg kry van U nie. Just can't have enough, Lord. Because we know that there's always more. En dankie, Here, dat ons vanmôre net nader aan U kan trek, Here, dat ons naby aan U kan wees, Here. Vader, ek dank U ook dat elke krag en elke mag wat teen ons wil kom, Here, uitgeklee is. Ons kom teen dit in die magtige naam van Jesus, Here. En Vader, ons wil U Gees vanmôre nooi en sê, Here, kom vul vanmôre hierdie plek, Here, met U heilige teenwoordigheid. Father, we just want to come and drink of Your presence this morning. Thank You that You touch each one of us, that You touch our hearts, that You fill us, Lord. We glorify You and we honor You. In Jesus' name, amen, amen. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor geestelike groei en ek het dit genoem Back to Basics. So ons moet so 'n paar van die basiese dinge met ons weer na kyk en aanraak. So ek gaan vandag vinnig vlugtig deur 'n klomp goeders hardloop wat ek natuurlik op elkeen van hulle kan ons 'n dag spandeer in terme van die woord. So ek kan dit nou ongelukkig nie alles in een woord doen nie en daarom gaan ons baie ligtelik raak op elke gedeelte. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die ou en die nuwe verbond. Ons gaan 'n bietjie gesels oor wedergeboorte. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die doop en hoekom dit belangrik is. En ons gaan 'n bietjie gesels oor die werke van die Heilige Gees. So ons gaan oor al daai goed gesels, maar
Ek gaan nie baie gesels vandag oor die werke van die Heilige Gees nie, want ons gaan nie tyd hê om by dit uit te kom nie, maar ek noem dit as alles deel van, ek moet al hierdie goed weet, verstaan en doen, as ek wil geestelike groei in my lewe sien. En ons moet almal honger in ons harte hê om te sê, Here, I want to grow in you. Ek wil in u groei, Here. Ek wil sterk word in u. 2 Timoteus 3 vers 16 sê die woord van ons, die hele skrif is deur God ingegee. So jou Bybel van Genesis tot Openbaring is deur God ingegee. Ek verbaas my hoe baie mense wil gaan en sê die woord is hier verdraai en daai is verlore en dit en dit. Dink jy die Here het nie mag gehad oor die woord wat ek en jy vandag in ons hand het nie? Dis hy wat dit gedoen het. En ek glo die Here het ook vir ons die King James Bybel gegee vir vandag. So ek werk nou die Afrikaanse ou vertaling uit want hy's my die naaste. Okay, maar ek glo die King James is wat die Here het daai projek bewerkstellig om vandag 'n woord in ons hand te kan sit. So wanneer jy teruggaan na die King James toe, kan jy weet dis wat die Here wil hê jy moet lees en verstaan. En al die skrifte buitekant die woord moet ons maar baie met 'n bietjie sout hanteer. Ek weet die Here het mag gehad oor die woord wat ek en jy vandag in ons hand het. En dis hoekom hy gestaan, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot wat? Lering. So ons gaan vandag 'n lering doen. So ons gaan leer. Lering tot weerlegging. Met ander woorde, ons mag baie keer met mekaar dalk oor ietsie verskil, maar dan gaan ons altyd terug na die woord toe. Wat sê die woord? Okay, tot teregwysing. Nou en dan moet ons mekaar dalk 'n bietjie teregwys. En dan is dit ook goed so. Tot onderwysing, maar weer lering, in die geregtigheid. So waaroor gaan dit? Sodat ons kan leer hoe meer soos Jesus te word. Sodat die mens van God volkome kan wees. So die Here wil hê ons moet volkome wees. Ons moet nie tekort skiet nie, ons moet volkome wees. Hy sê vir elke goeie werk volkome toegerus. So wat wil die Here doen deur sy woord? Hy wil vir jou en vir my toerus om effektief te wees in die evangelie. En dis waaroor die woord gaan. So ons moet die woord bestudeer, ons moet hom verstaan, ons moet hom lewend maak, sodat ons toegerus kan wees vir elke goeie werk. Kom ons gesels 'n bietjie oor die ou verbond. Nou die ou verbond het begin, en ek sê het begin, so dit was nie 'n oomblik nie, dit het begin en dit het oor 'n tydperk plaasgevind, toe God vir Abraham 'n belofte gegee het. Genesis 12 vers 1 lees ons, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal gee. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseënd wees. Dit was sommer al klare belofte vir my en vir jou, want hy het gesê deur Abraham sal al die geslagte van die aarde geseënd wees. Hoekom? Omdat die Vader reeds geweet het, uit Abraham se nageslag sal ons heiland gebore word. En almal sal deur hom geseënd wees. Klare profetiese woord op Jesus wat sou kom. Maar geen verbond was so ver gesluit nie. Hierdie was net God wat 'n belofte gemaak het aan Abraham. Die verbond sou nog kom. Genesis 15 vers 8. En hy sê, Here, Here, waarom sal ek weet, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit kan neem? So nou kom Abraham en hy sê, Here, maar waaraan kan ek nou weet dat hierdie belofte wat U vir my gegee het, dat ek dit in besit kan neem? En hy antwoord hom, neem vir my 3 jaar oue vers en 'n 3 jaar oue bokooi en 'n 3 jaar oue ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het alles vir hom gebring en dit in middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle verjaag, en toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham, en kyk, skrik, en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy, dis God vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vir 400 jaar lank. Reeds het die Here vir Abraham gesê dat hulle in Egipte land vir 400 jaar sou wees.
Maar nou sê hy vir hom verder, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed, en dit het ook gebeur. Hulle het baie rykdom uit Egipte land uitgevat. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. So die Here het met rook en met vuur deur hierdie stukke vleis gegaan. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit. So hier word die verbond nou vir die eerste keer gesluit. En hy sê, aan jou nageslag gee ek hierdie land van die riviere van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier. En dan gaan ons na Genesis 17 vers 7 toe, en hy sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou genageslag na jou in hulle geslag as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou in die geslag na jou. Hy sê om vir jou 'n God te wees. Hy het nie gesê en julle sal vir my 'n volk wees nie. Het julle dit gesien? Hy het gesê om vir julle 'n God te wees. Die volk wees kom nog. Al wat nou gebeur het dit was 'n eensydige verbond, wat God sê, ek gaan dit doen. Maar hy het eintlik niks van Abraham verwag, behalwe miskien om te dien as sy God nie. Maar dit is 'n verbond wat God met Abraham gesluit het. En nou kom ons in Exodus, nou is hulle uit die Egipte land uit, hulle is nou in die woestyn. Exodus 19 vers 3, maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy in die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en ek het julle op die arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou. So wat sê die Here vir Moses? Hy sê, gaan sê vir die volk, as julle na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want wat die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk en 'n priesters wees en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Nou moet Moses weer gaan en hy met hulle gaan praat. En Moses het gekom en na die oudstes van die volk laat roep, en hulle het al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het sal ons doen, en Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. Nou sê Moses weer terug na die Here toe, en hy sê, die volk sê, hulle sal alles eenparig doen, dit wat die Here sê. Nou gaan ons na Exodus 24 vers 3 toe. Toe Moses kom aan Exodus 24:3, toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde van die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die Here opgeskrywe in die môre vroeg om klaargemaak en onder die berge 'n altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het die jong manne en die kinders in Israel gestuur en die brandoffers geoffer en die dankoffers het hulle vir die Here gebring. En Moses het die helfte van die bloed geneem en die komme gegooi en die helfte van die bloed in die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem. So dit wat die Here nou gegee het, al die instructions, al die wette, dit het hy nou gevat, hy het die boek geneem, want dit is nou opgeskryf, en dit voor die ore van die volk gelees. Met ander woorde, hierso is die verbond, hier's die kontrak, hier's wat die Here sê. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Amper 'n bietjie arrogant gewees, ek dink hulle sal dit kon doen. Vers 8, toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk, so die volk besprinkel met bloed, en dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van hierdie woorde, op grond van die feit dat julle gesê het, julle sal dit doen. Nou is dit nie meer net 'n verbond van een rigting af nie, maar nou is dit 'n tweesydige verbond. So nou wil ek weet, met wie het God hierdie verbond gesluit? Hy het hierdie verbond met Israel gesluit. So is die Gentiles, die ander volke van die omgewing, ingesluit by hierdie verbond? Nee, hulle is nie ingesluit nie. Hierdie was 'n verbond wat God met Israel, almal wat uitgetrek het in die woestyn in, met hulle het hy hierdie verbond gesluit.
So wat was die doel van die wette wat God gegee het? As Israel in elk geval nie daarby kon hou nie. Hoekom het die Here dit gedoen? Skryf in Galasiërs 3:23 en 24. Maar voordat die geloof gekom het, wanneer die woord sê die geloof gekom het, dan praat hy van Jesus, dat ons in Jesus moet glo. So voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. En wanneer ons gaan kyk na die nuwe verbond, wat is die nuwe verbond? Geloof in Christus. Die regverdiging is nie meer die onderhouding van die wette nie, maar geloof in Christus. Vers 25, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Wat is die tugmeester? Die wet. Ons is nie meer onder die tugmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Hoe sê hy, hoe word jy 'n kind van God? Deur die geloof in Christus Jesus. So wat het die Here ook geprofeteer deur die profeet Jeremia? Jeremia 31:31, hy sê, kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Daar kom 'n nuwe verbond. Vers 22, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het nie. Hy gaan 'n bietjie anders lyk. Dis nie soos die een wat ek met hulle vaders gesluit het nie. Het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egipte uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. Hier is 'n bitter belangrike aspek wat ons nie moet mis nie. Die nuwe verbond word op jou hart geskryf en nie meer op kliptafels nie. So die Here sê, wanneer daardie dag kom, met ander woorde, wanneer Jesus kom, wanneer hierdie nuwe verbond kom, dan kom ek en ek skryf hierdie wet op jou hart. Wat ons moet verstaan is dat die ou verbond kon nie red nie. Handelinge 13:38. Laat dit aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, en van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Die wet kon jou nie red nie. Jy moet nou jou vertroue in Jesus sit. Dis hoekom hy gekom het. Omdat ek en jy nie die wet kon onderhou nie. Kom ons kyk vinnig na die nuwe verbond. Markus 14:22. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle. En hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, bloed van die Nuwe Testament, of jy kan sê van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word. Omdat geen verbond, onthou net, dat geen verbond sonder bloed gesluit kan word nie. Sien dit in Eksodus 24 vers 8, Hebreërs 9 vers 20. En daar kan geen vergifnis van sonde wees sonder bloed nie. Ons sien dit in Hebreërs 9 vers 22 en Levitikus 17 vers 11. Christus se eie bloed het vir sondes versoening gedoen en dit kan alleen verlos indien dit aanvaar word vir persoonlike versoening. So daar kan geen vergifnis van sondes wees nie en 'n verbond kan nie gesluit word sonder bloed nie. Ons moet ook verstaan dat Jesus die wet vervul het. Matteus 5 vers 17 sê die skrif, ons moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul.
Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titel van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. In die Engels sê until everything is fulfilled. So ons weet dat Jesus was sonder sonde en Jesus het die wet vervul. Hy was die enigste een wat die wet kon nakom. Hy het die wet vervul. Dis belangrik om daarop te let dat Jesus nie gesê het dat die wet nooit sal verbygaan nie. Hy het gesê dit sal nie verbygaan totdat alles vervul is nie. Hierdie onderskeid het gevolge vir my en vir jou. Hoe ons dit verstaan. Jesus was 'n sondelose lam wat die wet vervul het. Ons moet ook verstaan wat is die gees van die wet. Ons sien baie voorbeelde van dit in Matteus 5, ek gaan net so 2 vir ons gee. Met ander woorde, wat as ons praat van die gees van die wet. Die wet mag wees, wat jy vir jou kind sê, jy moet 10 uur in die huis wees. Dis wat op die wetboek staan, daar in jou huis. 10 uur sal jy in die huis wees. Jy skryf daar vir hom, want na 10 gebeur allerlei dinge, en wat is al die redes wat jy het, wat die rede was, wat die gees was, waarom jy die wet gemaak het nie. So Matteus 5:21 sien ons 'n bietjie van die gees van die wet. Hulle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat sy broeder sonder rede voor kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Vers 23, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, nie dat jy iets teen hom het nie, die Here sê vir jou, daai ou het iets teen jou. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jy eers met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Matteus 5:43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jou haat, maar ek sê vir jou, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dis die gees van die wet. Nou word daar eintlik van ons baie meer verwag as wat daar onder die ou verbond is. Die nuwe verbond word op my hart geskrywe en die Gees, die Heilige Gees, interpreteer die wet vir my. Dis hoekom as jy daar by die checkers was, en jy kry klein geld, en die klein geld is so 'n bietjie meer as wat jy moes gekry het, dan stap jy daar uit, en dink jy by jouself, oh wel, is maar hulle fout wat hulle gemaak het. Jy moet nou maar betaal vir jou foutjie. Maar wat doen die Heilige Gees? Kom hy by jou op en hy sê, gaan maak het reg. Jy sien, dis die Heilige Gees wanneer die wet op my hart geskryf is, van ek mag nie steel nie. Al was dit nie, dat jy dit fisies gesteel het nie, het was vir jou gegee gewees, hulle het 'n fout gemaak, sê die Here, nee, vat dit terug en gaan maak het reg. Jy sien, dis die inwonende Gees, wat die wet, wat op jou hart geskryf is, nadat jy die Here aangeneem het, vir jou interpreteer. So hoe word ek deel van die nuwe verbond? Romeine 3:23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste, deur sy genade sonder verdienste. Ek en jy kan dit nie verdien nie, om ingesluit te word nie. Die Here sê, dis deur sy genade, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel, en sy bloed as 'n versoening deur die geloof. So ek moet verstaan dat die versoening kom deur sy bloed en ek moet my geloof in Christus Jesus sit om my te red. Niks meer nie, niks minder nie, en dit is wat ek moet doen. Daar's geen ander manier nie. Om sy geregtigheid te bewys deurdat hy ons die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Handelinge 2 vers 37. Toe hulle dit hoor, dis nou die uitstorting van die Heilige Gees, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref. So Petrus het nou vir die mense vertel wat gebeur.
En hulle het vir Petrus en die ander apostels sê, wat moet ons doen, broeders? Ons moet die een ding verstaan, hier is hierdie klomp Israeliete, almal ouens uit die ou verbond uit, wat nou vir Petrus, nadat hy vir hulle gepreek het oor Jesus, sê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Met ander woorde, draai weg van jou ou weë en draai na Christus toe. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En hierso is sommer die stappe vir geestelike groei. Bekeer my, ek sit my geloof in Christus Jesus, ek laat myself doop en dan ontvang jy die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees kom woon binne in my wanneer ek tot bekering kom. Maar daar's ook die krag van die Heilige Gees en dis die doping met die Heilige Gees. Ons gaan so vlugtig net daaraan raak. So daar's jou stappe. Die eerste ding wat jy moet raak sien is, doop kom nie voor bekering nie. Die woord is baie duidelik, bekeer jou en jy besluit om jou te laat doop. Nie iemand anders nie. Kom ons lees die woord vir wat dit sê. Want die belofte kom julle toe en julle kinders. So wat sê hy vir hulle? Julle wat in die ou verbond was, hierdie belofte van Christus kom julle toe. Dit kom ook julle kinders toe. En almal wat daar ver is. Reeds het Petrus dit gesê sonder dat hy weet wat hy sê. Want ons sien eers later kry hy die revelation daarvan van, so wie's daar ver? Al die ander volkere van die aarde. Dit is waarvoor Jesus ook gesterf het. Hulle kan ook ingesluit word in die nuwe verbond. Almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. Vers 40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegevoeg. Prys die Here, die eerste prediking sommer 3000 siele. Johannes 3 vers 5 sê, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy praat hier van die hele storie oor die wedergeboorte. Jy moet weer gebore word. Jy moet jou natuurlike geboorte hê, maar dan moet jy weer gebore word. Jy moet deur die gees gebore geword. Dis jou bekering, wanneer jy jou vertroue in Christus sit. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So wat weer eens, wat sê hy, jy moet met jou hart glo en jy moet die Here Jesus bely. Dis die voorwaarde vir redding. Bely die Here Jesus en glo met jou hart. Want hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Daar's twee goed betrokke hier. My mond en my hart. My hart moet glo wat my mond sê. As ongelukkig baie mondbeleidende Christene, maar die hart het nog nooit verander nie. I must engage my heart. Ek moet my vertroue in Christus sit. Dan sê hy in vers 11, want die skrif sê, elkeen wat aan hom glo, sal nie beskaamd word nie. Hoe word ek ingesluit in die nuwe verbond? Ek moet in Christus glo. Is die nuwe verbond net vir Israel of is dit vir die hele wêreld? Dis vir die hele wêreld. Waar het ons dit gesien? Toe Petrus op die dak is en hy bid en hy sien hierdie doek word gesak vol diere wat hulle in daai tyd nie geëet het, wat hulle sê onrein diere. En die stem sê vir hom, slag en eet, en hy sê, ek sal nie slag en eet nie, en die Here sê, wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein verklaar nie. So volg die storie 'n bietjie, Cornelius aan die ander kant, hy kry ook 'n visie om iemand na Petrus toe te stuur, om te sê, kom vertel ons. Die manne kom daar aan, en die Here sê vir hom, hy moet saam met hulle gaan, en hulle kom by Cornelius se huis aan, en stel die storie daar op, Handelinge 10:28, en hy sê, dis nou Petrus vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man, om met iemand van 'n ander volk omgang te hê, of om hom te besoek. So hulle het nie eers na sy huis toe gegaan nie, as hy nie 'n Israeliet was nie. Maar God het my getoon dat geen mens onheilig of onrein mag ag nie. Prys die Here vir dit. Hy het vir almal gesterf.
Daarop het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het. Gaan ons na vers 34 toe. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Prys die Here vir dit ook. Dis nie net die grand ouens wat gered word nie. Ons almal kan gered word. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Vers 45, en die gelowiges uit die besnydenis, wie is dit nou? Die ouens van die ou verbond. Die ouens wat nou tot bekering gekom het deur Jesus, maar hulle is almal Israeliete uit die ou verbond uit. Kyk, die uit die besnydenis uit. Almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Hulle staan daar en sê, ek kan nie glo wat my oë sien nie. Want hulle het wat gedoen? Gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. So het hulle geweet dat die Heilige Gees op hulle uitgestort was. Hulle het almal in tale begin praat. En hulle die Here se naam groot gemaak in tale. En hier staan hierdie ouens uit die verbond uit en sê, ek kan nie glo wat ek nou sien nie. Hierdie klomp heidene en die Here stort die Heilige Gees op hulle uit. Prys hom vir dit. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer nie. Wat is die eerste ding wat Petrus sê toe hy sien, maar hier kom hierdie ouens nou tot bekering? Of die Heilige Gees word op hulle uitgestort. Hy sê, julle moet gedoop word. Want hy sê, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. So weer eens sien ons, bekering, doop. Elke keer, wanneer hulle bekeringe gehad het, doop. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat doen, glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Eerste vir die Israeliet en ook vir die heiden. Vers 12, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog vir die Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. So hoe wil jy hê met die Here ryk wees oor jou? Roep hom aan. Maak nie saak wie jou voorvaders was nie. Galasiërs 3:28, daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Daar word nie meer onderskeid gemaak nie. As jy Jesus aangeneem het, eintlik al onderskeid wat daar is, het jy Jesus aangeneem of het jy nie? Die nuwe verbond is nou vir almal wat hulle vertroue in Jesus sit. So wat is van die nuwe verbondswette? So daar het so 'n bietjie 'n wetstorie gekom in die nuwe verbond. Kom ons kyk gou daarna. Handelinge 15 vers 1. En sekere persone wat uit Judea afgekom het, met ander woorde, mense van die ou verbond, het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Jammer om te sê, maar daar's mense wat dit vandag nog verkondig. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan nie, het hulle besluit omdat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. Met ander woorde, al die apostels wat Jesus self aangestel het nou 'n vergadering oor hierdie saak wat nou opgekom het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs, hulle het nog steeds nie hulle goedjies gelos nadat hulle Jesus aangeneem het nie. En die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek.
En toe daar 'n groot woordelewissing plaasgevind het, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons het nou net gelees daarvan. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Met ander woorde, ons is nie nou anders as die ander ouens nie. Daar's geen onderskeid tussen hulle en ons nie. Aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God? Hy waarsku julle. Hy sê, waarom versoek julle God met hierdie ding? Deur op die nek van die disippels, dis nou die nuwe bekeerlinge, 'n juk te lê, wat ons vaders en ons, ook nie ons, in staat was om te dra nie. Vandag nog wil hulle die juk op mense se lekke sit, wat ons nie in staat is om te dra nie. Die enigste een wat in staat was om het te dra was Jesus. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook. Wat sê Petrus nou? Hy sê, soos hulle gered word deur die geloof, so word ons ook nou deur die geloof gered. So dis van ons ook op toepassing. Die Here maak nie meer 'n onderskeid nie. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie. Want ek kan nogal dink, hierdie ou kom tot bekering en sê vir hom, jy moet jouself nou laat besny. Ek moet nou wat? Is jy normaal? Handelinge 15:28, van die Heilige Gees en ons het besluit. So wat sê hulle nou? Nou skryf hulle 'n brief aan hierdie ouens wat nou bekommerd is oor hierdie saak, wat hulle self nou moet laat besny. Hy sê van die Heilige Gees. Wie? Die Heilige Gees. En ons het besluit om verder geen las op julle te lê as hierdie noodsaaklike dinge nie. So vergeet van al hierdie ander dinge, maar hierdie goed moet julle asseblief onthou. Hy sê dan, julle onthou van afgodsoffers, en ons gaan nou sien hoekom. En van bloed, moenie bloed drink nie. En wat verwrig is. Nou, hoekom sê hy 'n dier wat verwrig is? Want as jy 'n dier verwrig, dan gaan die bloed in die vleis in. As ek dan daar die vleis eet, dan eet ek die bloed. En van hoerery. Nou, hoekom afgodsoffers? Omdat baie afgodsoffers was die gebring gewees deur die dier wat verwrig was. Dis hoekom ek my weer hou van afgodsoffers. Weer gaan dit oor die bloed. En van hoerery. Want ons weet ook dat 'n verbond tussen 'n man en 'n vrou word gesluit wanneer hulle 'n dag getrou het. Want daar's ook bloed betrokke. Hy sê, as julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Hoekom moet hulle self onthou van hierdie goed waar bloed betrokke is? Want dit is met bloed wat 'n verbond gesluit word. Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dis nou die Heilige Gees, sê Jesus vir hulle, sal hy julle in die hele waarheid lei. Met ander woorde, die verbond, die wet word nou op my hart geskryf. Die Heilige Gees sal my leer en my in die waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So in die ou verbond was daar rabbies gewees wat die wette geïnterpreteer het vir die volk. In die nuwe verbond het jy die Heilige Gees wat die wette vir jou interpreteer, wat op jou hart geskryf is. Nou, ons kan nog baie oor die ou en die nuwe verbond gepraat, maar vanoggend wil ek nou aangaan en praat oor doop. Markus 16 vers 15, Jesus self het die doop ingestel. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So die evangelie word verkondig. Wat gebeur volgende? Hy sê, hy wat
glo. Met ander woorde, hy glo in Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood uit en sê, Here, red my. Vir hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So Jesus self het die doop ingestel. Nou wonder ek baie keer daaroor. Mense het altyd 'n stryd, nie altyd nie, baie mense het 'n stryd oor, moet ek my laat doop, en wat gaan my familie sê, en. Maar as ek kom op 'n plek en ek sê, Here, U is my Heer, U is my meester, ek is die disipel, ek stel my ondergeskik aan U. En dan sê die Here, okay, eerste ding, laat jou doop. Nee, maar wat op behalwe dit. My family gaan nie baie daarvan hou nie. Wie is die Heer, wie is die meester, die family of Jesus? Ek moet doen wat die woord sê. Handelinge 8:35 en Filippus, hier is die storie van Filippus wat op die wa gery het saam met die dienaardiens of wat was sy naam, ek kan nou nie onthou nie. Maar wel, hy ry saam met die op die wa. En Filippus het sy mond geopen vir die Here skrif af begin om die evangelie van Jesus aan hom te verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by die water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? So met ander woorde, hy het die evangelie aan verkondig en het natuurlik met hom oor die doop gepraat, want anders sou hy nie gesê het, maar hier is water, wat verhinder my nou om gedoop te word nie? En hier is die Bybelse antwoord vir doop. Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En dan ken ons die res van die storie, het afgeklim en Filippus het hom gedoop. Belangrike verdere ding met die doop is baptizo. Dis die Strong's Griekse woord vir doop is baptizo, en dit beteken to emerge, to submerge, to make whelmed. Met ander woorde, jy word gesubmerge. Word nie besprinkel nie. Die Griekse leksikon se beskrywing vir baptizo is to dip repeatedly, to emerge, to submerge, dan sê hy, soos 'n skip wat gesink is. To cleanse by dipping or submerging, to wash, to make clean with water, to wash oneself, to bathe, to overwhelm. Dis wat die woord beteken, mense. Dit beteken nie iets anders nie. Dis wat dit beteken. En ek is jammer vir die ouens wat in die tradisionele kerke groot geword het, maar besprinkeling is nie doop nie. En jy moet self die besluit neem. 'n Babietjie kan nie die besluit neem nie, want jy moet eers glo en dan kan jy gedoop word. Romeine 6 vers 4 sê vir ons, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So wanneer ons gedoop word, dan word hierdie ou gees mens word begrawe en ons staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus. En hier is 'n ander belangrike ding. Een ding wat ek besef het in die laaste tyd, is die doop is nie net 'n simbool nie. Iets gebeur met jou wanneer jy gedoop word. Net aan die Sunny? Ja, prys die Here. Sien, die doop is vir die apostel 'n beeld en 'n simbool van die aflegging en die afsterwing van die ou sondige lewe en om in te gaan in die nuwe lewe saam met Christus, is 'n professor J. Miller wat dit geskryf het. Kolossense 2 sien ons weer so iets vanaf vers 11. Hy sê, en wie julle ook besny is by die besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Sien, die nuwe besnydenis word die besnydenis van die hart genoem. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam met hom opgewek is deur die geloof en die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Jy sien, toe die Israeliete uit Egipteland uitgetrek het, en vandag praat ons van Egipteland as my ou sondige lewe. So toe hulle uitgetrek het, toe kom hulle by die Rooi See aan. Toe moes hulle deur die Rooi See. En Farao se manne was nie baie happy nie. Hulle wil hulle terug hê in Egipteland.
En wat doen die Here? Hy maak die Rooi See oop. Hulle trek deur die Rooi See en die Rooi See maak agter hulle toe en verdrink die vyande wat hulle agterna gesit het. En so is dit met my en jou, wanneer jy besluit om Egipte land te verlaat. Met ander woorde, ek wil nou die Here dien, ek is nou klaar met hierdie sondige lewe van die duisternis. Dan sit die vyand, Farao, sit jou agterna, want hy wil jou terug hê. En nou wanneer ek deur daai doopwater gegaan het, dan verdrink daai vyand, en nou kan ek voortaan saam met Christus lewe, wat hy wil terugtrek, Egipte land toe. En dan gaan ek afsluit. As ons praat van geestelike groei, dan praat ons van, ek word wedergebore en ek neem hierdie nuwe verbond aan. Ek sit my vertroue in Christus, ek glo in hom, wat gesterf het, en wat opgestaan het, en sê, kom na my toe. En hy vergewe my sondes. En dan neem ek 'n besluit en ek sê, nou gaan ek doen wat die Here gesê het ek moet doen, en ek gaan myself laat doop. En nou word hierdie ou geesmens begrawe en die nuwe ene staan op saam met Christus. En dan kom ons by, wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan kom woon die Heilige Gees in my. Dit is so. Die Heilige Gees kom woon in my. Handelinge 1 vers 8, wat deel was van die doping met die Heilige Gees, toe hulle moes gaan wag het op die Heilige Gees. Het staan daar, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in die Here Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. So nou is daar nog iets wat vir ons voorlê. Die doping met die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees met deur ons lewens opereer. Hoekom? Want dit maak ons effektiewe getuies. Dis deel van my Christelike pad wat ek stap, my geestelike groei. En ons het nou nie vandag tyd om in te gaan in die doping met die Heilige Gees nie, maar ons sal daaroor weer 'n woord bring. Ek wil vir jou sê, daar is baie meer in hom, as om net die surface te skryf. Ons kan baie diep saam met die Here gaan. Heilige Gees, ek bid, vra, dat U nou die naprediker word van hierdie woord vanmôre, Here. Ek het die woord vanmôre gebring, Here, soos wat U dit vir my gegee het, Here. Vader, dankie dat ons vandag in verhouding met God kan staan, omdat die voorhangsel geskeur het, Here. Father, we just want to reiterate again, we just want to say it again, Lord, dat ons vertroue is in Jesus. Ons vertroue is in die werk wat net Jesus vir ons kon gedoen het, Here. En Here, ons weet dat U het opgestaan en U leef, en omdat U leef is daar vir ons elkeen vanmôre hoop. Hoop op 'n ewige lewe saam met U, Here. Vader, dankie dat U wet op ons harte kom skryf het vanmôre, Here. Dankie dat die Heilige Gees ons lei vanmôre in alle waarheid. En Vader, ons wil onsself vanmôre oopstel en sê, Heilige Gees, kom lei my. Kom lei my, Here. Maak my ore oop vir die stem van die Gees, Here. That I will live for You. And I will listen to what Your Spirit is saying and guiding me. Ek dank U vir U Gees, Here. Dankie dat die Heilige Gees nou met elkeen van ons praat. En ons lei. Ek dank U daarvoor, Here. Ons loof U naam, ons prys U, ons eer U. Want U is waardig. Yes, amen. Amen, amen. Sê, baie dankie. Vader, ons loof U naam. Mag julle 'n geseënde week in die Here hê.
Mag julle naby aan hom trek. Mag die stem van die Heilige Gees so duidelik en helder met jou praat. Mag hy die een wees wat vir jou rigting gee in elke besluit wat jy moet neem. Mag jy jou lewe vir hom lewe en dit jouself toewy aan hom soos nog nooit van tevore nie. En mag ons dit as 'n gemeente doen. Here, ons lewe vir U. Amen. Sê, baie dankie. Aan die ander kant is vir ons gereed gemaak vir 'n bietjie koffie en ietsie om aan te knibbel. So nie haastig wees nie. Kom ons kuier 'n bietjie saam. Dit is vir my belangrik dat die kinders van die Here 'n bietjie met mekaar saam kuier. Amen. Kom ons maak so. Dankie julle.